dan dadelik oorgaan waar ons dan kan begin weer met die diens vanaand en ek wil net weer eens vir elkeen sê baie welkom ook hier by ons en ons is die Here dankbaar dat ons ook hierdie geleentheid kan gebruik om meer van hom te leer, om meer van die Heilige Gees te leer en ook so die werk wat die Gees in ons lewens kom doen en daarvoor is ons die Here ook dankbaar dat hy die een is wat ook so daagliks in ons lewe werk en dat hy ook vir ons daardie wonderlike belofte gee in sy woord dat hy wat 'n goeie werk in ons begin het, sal dit ook so volëindig tot op die dag van Christus Jesus. En daarvoor gee ons ook vir die Here die eer ook so in hierdie aand. Nou, liewe vriende, voordat ons gaan dan begin met vanaand se diens, kom ons sit net weer so, ons maak ons harte stil en dat ons ook die Here sal vra dat hy opnuut met ons sal kom praat vanuit sy woord uit en ook so dat hy vir ons sal kom wys as daar iets is waarin ons vanaand ook tekort skiet en wat tussen ons en die Here staan, dat ons dit sal regmaak en dat ons ook die Here sal vertrou dat hy vir ons sal help om hierdie waarhede te kan uitleef. Kom ons raak stil. Here Jesus, baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om ook so, Here, weer in die huis te kan wees vanaand en Here, dankie dat ons weet dat ons net opnuut weer vanaand gevoed kan word deur u woord en Here, wat 'n wonderlike feesmaal is dit om so van maandagoggend af tot nou toe, Here, so gevoed te kan word en te kan sit by u voete en te kan luister na u woord en Here, ons is so dankbaar dat ons vanaand hierdie voorreg het en ons is so dankbaar, Here, dat u nog elke keer, Here, met ons kom ontmoet, dat u nog elke keer ons harte, Here, ook so kom open en dat u ook die woord vir ons kom oopbreek en dat u ook sekere dinge vir ons verstaanbaar kom maak en daarvoor gee ons ook vir u die eer en Here, wil ons ook kom bid vanaand dat u sal voortgaan met daardie werk en dat u ook so vanaand, Here, vir ons naby sal wees en dat u vir ons ook die nodige krag sal kom gee en die wysheid sal kom gee, maar Here, dat u ook ons harte sal stil maak sodat ons ook so kan luister na dit wat die Gees aan die gemeente sê. En Here, ons bely dat net soos wat ons elke aand kom bely, dat ons u so nodig het, en Here, is die gebed van ons harte ook, dat u by elkeen van ons sal stil staan, dat u ook ons gedagtes gevange sal neem, dat u ook die roofvoëls van die hemel sal wegneem, en dat u ook vir ons daardie ingesteldheid sal gee, om in hierdie uur, in hierdie oomblik te kan luister, en Here, dat u ook vir ons sal help, dat ons nie sal bly by hoorders nie, maar dat ons daders sal word van die woord. En Here, ons bely dat so gou kan dit gebeur, Here, dat ons ook so in die vrees optree, en Here, kom help ons dat ons hierdie lewe in die Gees sal lewe. Wil u ook dan nou verheerlik word, en Here, dankie dat ons ook hierdie dinge kan vra, in u groote naam alleen bid ek dit. Amen. Nou, liewe vriende, ons gaan dan nou weer, vanaand gaan ons voortgaan om saam te lees uit Galasiërs hoofstuk 5 daar vanaf vers 16 af en sodra u die plek het, ek gaan so kansie gee vir die wat soontoe wil blaai en dan sodra u die plek het, gaan ek dan net weer vir ons voorhou daar vanaf vers 16 en ek is seker dat u al ook so goed vertroud is met hierdie gedeelte en dis dan nou die laaste keer wat ons vanaand hierna gaan kyk, so ons gaan ook vanaand gaan ons dan nou afsluit met hierdie gedeelte oor die vrug van die Gees en kom ons vertrou ook die Here dat hy ons hiermee sal help. So ek gaan weer vir ons lees daar vanaf vers 16 waar Paulus sê, maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie, want die vlees begeer teen die Gees en die Gees teen die vlees en hulle staan teenoor mekaar sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. En die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloesheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het,
dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Laat ons nie word soekers van ydelle eer, wat mekaar uittaart en mekaar beny nie. Nou net tot sover die wonderlike woord van die Here en liewe vriende, ek wil dan net weer vanaand vers 22 wat ek vir ons wil voorhou, wat ook dan nou ook so sê, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. En dan gaan ons dan vanaand ook dan in die laaste deel gaan ons dan ook behandel van die vrug van die Gees. En vriende, soos wat u weet, het ons die afgelope ruk dan nou so stil gestaan waar ons begin kyk het na hierdie vrug van die Gees en ons het ook dan nou gesien dat die fondasie van hierdie vrug is liefde en ons het dan nou, soos wat u kan onthou, Sondag aand het ons gekyk dan nou, wat is hierdie liefde? Dis daardie agape liefde, daardie liefde wat by God die Vader gevind word en hy kom stort daardie liefde vir ons uit wanneer hy ons kom red en wanneer ons die Heilige Gees in ons binneste ontvang. En so het ons dan nou gisterand, het ons dan nou na die ander aspekte van die vrug van die Gees gekyk, naamlik blydskap. En as jy kan onthou, ons het gesê, vriende, daardie blydskap word nie gevind in omstandighede nie, dit word nie gevind in mense of in sukses of in die wêreld nie, maar hierdie blydskap word gevind in die Here en in sy woord. En dit is blydskap wat vir ewig vas bly staan. Al is my omstandighede hoe moeilik, het ek nog steeds daardie blydskap in die Here, want ek weet dat God is in beheer. Ek weet dat hy is 'n waarmaker van sy woord. Ek weet dat ek kan in hom rus, want hy is die soewereine God. En ek het vir u genoem, dan ook gisteraan, vriende, dat baie kinders van die Here is geestelik onstabiel, want hulle baseer hulle blydskap op hulle omstandighede. As dit goed gaan met hulle, dan roep hulle uit en hulle sê, prys die Here met blye galme, maar as dit swaar gaan met hulle, dan is hulle mismoedig, soos die volk en memoreer hulle teenoor die Here. Maar ons moet by hierdie plek uitkom, waar ons blydskap vas staan in die Here, en waar ons dan ook besef, maak nie saak, of die son nie skyn nie, die Here is nog steeds met my, en daardeur het ek genoeg rede om my te verbly, want die Here sal ook so vir my kom help in hierdie omstandighede. Toe het ons gekyk na vrede, en ons het gesien, vriende, dat hierdie vrede word by God gevind, en hierdie vrede ontvang ek wanneer ek weer gebore word, wanneer die Gees in my hart kom woon, want jy sien, dan is daar vrede tussen my en die Vader. Christus Jesus kom versoen my met God die Vader, en daardeur beleef ek dan vir die eerste keer vrede, wat alle verstand te bowe gaan, en hierdie vrede van God versterk my in moeilike tye, omdat ek weet dat ek in die Here kan rus. En dan lankmoedigheid het ons gesê dat dit is om geduldig te wees, dis nie om vinnig kwaad te raak nie, dit is om mekaar te verdra, dit is om in liefde teenoor mekaar op te tree, en dan ook so vriendelikheid is daardie gees van sagmoedigheid, om ook so die liefde van die Here Jesus te bewys teenoor my, in my optrede teenoor ander mense. En so gaan ons dan vanaand, vriende, gaan ons dan kyk na die laaste paar aspekte van die vrug van die Gees, en mag ons onthou dat ek in jou lewe moet 'n voorbeeld wees vir die wêreld daar buite, en ons het nodig om te onthou, soos wat Paulus vir ons sê, dan ook daar in vers 24, maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. En dat ons by daardie plek sal uitkom, waar die vlees gekruisig sal wees, waar ek oorgegee sal wees aan die Here Jesus, en waar ek ook 'n lewe sal leef wat die Here verheerlik. So kom ons kyk dan na die volgende vrug wat ons vind by die Gees van die Gees, en dit is goedheid. Nou ons lees dit daar in Galasiërs 5 vers 22 wat sê, maar die vrug van die Gees is goedheid.
Nou vriende, hierdie goedheid wat ons hier dan nou vind, verwys na daardie handeling waar ons uitreik na ander om goed aan hulle te doen. U sien, hierdie vrug is liefde wat aktief bewys word teenoor iemand anderste, al verdien hulle dit nie. En weer eens, u sal onthou toe ek vir u gesê het van lankmoedigheid, verskoon tog, dat ons hierdie lankmoedigheid by God die Vader vind, en dieselfde met goedheid. Ons vind hierdie eienskap by God self, dit is deel van God se karakter, en die Here kom bewys hierdie goedheid teenoor ons as mens, en vriende, sy goedheid word veral gesien teenoor sy volk en sy kinders, en wanneer ons die Ou Testament bestudeer en ons kyk na die volk Israel, dan vind ons hoe die Here sy goedheid bewys het teenoor sy volk, en dieselfde met ons as kinders van die Here. Let op wat sê Psalm 86 vers 5, hy sê, want U, o Here, is goed en vergewingsgesind en groot van goedertierenheid vir almal wat U aanroep. Psalm 100 vers 5, want die Here is goed, sy goedertierenheid is tot in ewigheid en sy trou van geslag tot geslag. En ons vind hierdie goedheid, vriende, die beste. En toe die Here Jesus kom sterf het vir ons aan die kruis, toe die Here Jesus, toe God die Vader sy enigste seun gestuur het na hierdie aarde toe om verlore sondaars te kom soek en te kom red, die feit dat die Here Jesus bereid was om te sterwe vir sondaars soos ek en u, die feit dat die Here Jesus volhard het om hierdie pad te stap na die kruis toe, en dat hy hierdie prys ten volle betaal het, dat hy sy lewe neergelê het vir sondaars, dat hy versoening bewerk het vir die verlore sondaar, en dat die Here ook hierdie kosbare redding kom aanbied vir die verlore sondaar. Dis iets wat ek en u nie verdien nie, vriende. Maar daarin vind ons die goedheid van God, dat hy die een is wat uitreik deur sy groote barmhartigheid, reik hy uit na elke verlore sondaar. Ons lees dit daar in Titus, wat dit baie duidelik vir ons stel, Titus 2 vers 11, wat sê, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Daarin vind ons God se goedheid. Romeine 5 vers 8 wat sê, maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Maar ons vind ook God se goedheid, vriende, in die kind van God se alledaagse lewe. Die feit dat die Here vir ons in die môre opwek. Verskoon tog. Die feit dat die Here vir ons sorg. Die feit dat die Here vir ons omgee. Die feit dat die Here ook so vir ons soveel goeders gee deur sy groote hand van genade. Is nie omdat ek en u goed is nie, vriende, maar dit is omdat God goed is. Psalm 103 vers 11 sê, soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. En hier is ons die wonderlike deel, vriende, die Heilige Gees, die Heilige Gees kom en hy kom gee hierdie kosbare eienskap, kom gee hy vir die kind van die Here, wanneer hy jou kom red, wanneer hy in jou kom woon. En hy stel jou in staat om goedheid te bewys teenoor ander mense. En dit is wat ons vanaand moet raak sien. Want jy sien, vriende, wanneer ons kyk na die vlees, wanneer ons kyk na die natuurlike mens, dan kom beskryf Paulus vir ons daar in Romeine 3, en ek wil net vir ons hierdie gedeelte ook dan net kry, wat Paulus dan ook vir ons spesifiek dan ook om sê, dat daar niks goed is by die verlore sondaar nie. Hy is geneig om kwaad te doen, hy is geneig om ook so dan te doen dit wat verkeerd is. En ons lees dit ook veral, ek wil net eers vir ons daardie gedeelte kry in Psalm 14, want dit is wat vir ons beskryf hoe die natuurlike mens is, hy soek na die begeerlikhede van die vlees. En verskoon tog, vriende, ek wil net gou vir ons soontoe blaai. Ek hou vir ons voor Psalm 14 wat sê, die dwaas sê in sy hart, daar is geen God nie, sleg afskuwlik maak hy dade, daar is niemand wat goed doen nie. Die Here het uit die hemel neergesien op die mensekinders om te sien of daar iemand verstandig is wat na God vra. Hulle almal het afgewyk, tesame te ontaard, daar is niemand wat goed doen nie, ook nie een nie.
En presies kom Paulus en hy kom haal dit vir ons aan, ook dan nou daar in Romeine, wat hy sê, dit is die toestand van die natuurlike mens. Dit is wat die vlees geneig is om te doen. Hy is geneig om kwaad te doen. Maar die oomblik wanneer die Here jou kom red, die oomblik wanneer die Here jou kom nuut maak, die oomblik wanneer jy die gees van God in jou binneste ontvang, dan verander jou natuur. En jou natuur is dan om goed te doen. Ewe skielik is daar begeerte in jou hart om ekskuus tog vriende, om die liefde van die Here Jesus uit te lewe. En ons moet verstaan vanaand vriende dat die Here verwag van my en vir jou om ten alle tye goedheid te bewys. Dat ons dit teenoor alle mense sal doen. Want jy sien, dit is so maklik om goedheid te bewys teenoor jou vriende en jou familie en die mense wat jy goed hanteer. Maar die uitdaging lê daarin om goed te doen teenoor iemand wat dit nie verdien nie, of selfs iemand wat jou te nagekom het. Want kom ons wees eerlik vriende, jy sien die vlees is soms geneig om kwaad vir kwaad te vergelde. En wat jy dan by jouself sê in die vlees, as ek maar net daardie ou in die hande kan kry, dan gaan ek vir hom 'n les of 2 leer. Ek gaan vir hom wys waar het Dawid ook so vir Goliat begrawe. Hoe kan ek verwag om daardie persoon te help as hy dit aan my gedoen het? Maar dit is die verkeerde gesindheid, vriende. Dis nie hoe God van sy kinders verwag dat ons moet optree nie. En volg gou saam met my wat sê 1 Tessalonisense 5 vers 15. Sorg dat niemand 'n ander kwaad vir kwaad vergelde nie, maar jaag altyd na wat goed is teenoor mekaar, sowel as teenoor almal. Dan Jesus se woorde in Matteus 5 vers 44 tot 45, maar ek sê vir julle moet julle vyande lief hê, seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg, sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemele is, want hy laat sy son opgaan oor die slegtes en goeies, en hy laat reën op regverdiges en onregverdiges. En dis wat die Here Jesus verwag ons moet doen, vriende. Ons moet by hierdie plek uitkom waar ons goedheid bewys teenoor mekaar. As ek sien dat my vriend daar langs die pad staan met 'n papwiel, dat ek sal stop en hom sal help. As my vriend my bel of iemand my bel wat ek ken en sê, "Hoerie, kan jy my kom help?" Dat ek daardie gesindheid sal hê om hulle te gaan help. As ek sien dat iemand daar by die winkel wat sukkel om hulle pakkies te dra, dalk miskien 'n bejaarde oom of tannie, dat ek nie sal verbystap en sal lag nie, maar dat ek sal stop en sê, "Oom, tannie, kan ek jou help?" En selfs wanneer iemand selfs wanneer iemand teen ons gesondig het, vriende, om dan ook bereid te wees as daardie persoon kom en sê, "Luister, sal jy my vergewe?" dat ons hulle sal vergewe. En wat gebeur wanneer ek en u hierdie beeld uitstraal? Wat gebeur wanneer ek en u hierdie goedheid bewys, vriende? Ons wys vir die wêreld op buite hoe ryk 'n lewe wat aan die Here behoort. Weet op wat sê Lukas 10 vers 37, en hy antwoord, hy wat barmhartigheid aan hom bewys het, toe sê Jesus vir hom, "Gaan en doen jy net so." En dis presies daardie selfde gesindheid dat ons dieselfde sal doen. En soms raak ek en u moedeloos, vriende. Wanneer daar miskien iemand is wat jy help, daar's dalk miskien iemand wat jy nou omsien, en baie keer raak jy moedeloos en sê, "Here, maar dit voel asof alles te vergeefs is." Let op wat sê Paulus in Galasiërs 6 vers 9 tot 10. Hy sê, "En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Laat ons dan terwyl ons geleentheid het aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof." En dit moet my en jou motivering vanaand wees, vriende, om te sê dat die Here kom wys sy goedheid aan my. En hoeveel te meer moet ek ook nie goedheid bewys teenoor die mense rondom my nie. En ons sal wel op die regte tyd sal die Here ons beloon, wanneer ons getrou bly aan hom. Maar die volgende vrug wat ons vind, is getrouheid. Let op wat sê Galasiërs 5 vers 22, maar die vrug van die Gees is getrouheid. Nou waarna verwys hierdie eienskap? Jy sien, getrouheid, vriende, verwys na 'n eienskap van betroubaarheid,
waar jy eerlik optree, waar jy eerlik is in jou doen en jou late. Maar dit verwys ook daarna dat jy jou woord hou. Met ander woorde, jou ja is jou ja en jou nee is jou nee. En net soos wat ons gesien het met goedheid, dat hierdie deel is van God se karakter, vind ons dieselfde by getrouheid. Ons vind ook, vriende, dat God hierdie wonderlike eienskap van getrouheid besit, dat hy die getroue God is, dat hy die waarmaker van sy woord is, dat as hy iets beloof het, dat hy dit sal uitvoer. Deuteronomium 7 vers 9, jy moet dan weet dat die Here jou God is, die getroue God wat die verbond en die goedertierenheid hou, vir die wat hom liefhet en sy gebooie onderhou in 1000 geslagte. En dis die kosbare deel, my liewe broer en suster, dat ons weet dat die Here getrou bly in sy doen en sy late. Dat die Here homself nie kan verloon nie. As hy iets sê, dan voer hy dit uit, en daardeur kan ons vanaand God in volle vertrou, want God is nie 'n mens nie, hy is God. Hy is die onveranderlike God, wat van ewigheid tot in alle ewigheid dieselfde bly. En jy sien, vriende, sy woord staan ook vir ewig vas en waar. Ons lewe in 'n tyd waar mense vandag beloftes maak, maar dit nie nakom nie. Waar mense vir mekaar lieg om elke hoek en draai. Maar die Here is nie so nie, vriende. Hy is ver bo alles. Hy is vir ewig getrou en goed. Numeri 23 vers 19 sê God is geen man dat hy sou lieg nie, of 'n mensekind dat hom sou berou nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie. En so kom die Heilige Gees en hy kom gee vir ons hierdie eienskap van getrouheid. Want jy sien, die vlees, vriende, die vlees is nie getrou nie. Die vlees, soos ek nou vir julle genoem het, is bedrieglik, en die vlees is daarop uit om die verkeerde te doen. Maar die oomblik wanneer die Here my kom red en ek ontvang die Gees in my binneste, dan stel hy my in staat om hierdie lewe van getrouheid te handhaaf. Ewe skielik begin ek te besef, maar luister, dis belangrik om eerlik te wees. Dis belangrik om die waarheid te doen, en daardeur sal jy opstaan wanneer jy sien iemand doen iets wat verkeerd is, dalk daar by die werk. Verskoon tog, dalk daar by die werk, jy sien iemand is besig met 'n onwettige transaksie, of iemand is besig om geld te steel, of iemand is besig om te doen wat verkeerd is, dan is dit jou verantwoordelikheid as kind van die Here om op te staan en te sê, luister, dit is nie hoe dinge gedoen word nie. Ek gaan myself nie by hierdie dinge bepaal nie, maar ek sê vir jou, ons moet doen wat reg is in God se oë. En dis die hartseer van die tyd van ons lewe, vriende, dat mense daar buite soveel bedrog pleeg, dat mense daar buite dink, dat as hulle bedrog pleeg, dat hulle suksesvol gaan wees, maar die Bybel sê vir ons, jou sonde sal jou inhaal. En dis waar ons as kinders van die Here inkom. Ons moet die voorbeeld stel. Ons moet die lig wees daar in die samelewing daar buite. Ons moet vir mense wys wat die regte ding is om te doen. Al word jy uitgelag, al word jy uitgejou, op die einde van die dag gaan dit dat ons sal doen wat die Here van ons vra. En dat ons ook, my liewe broer en suster, bekend sal staan as mans en vrouens wat eerlik is. Dat mense ons nie sal betwyfel nie, maar dat mense sal sê, luister, ek kan hierdie ou glo, want dit wat hy vir my sê, dit sal hy doen, want hy is 'n kind van die Here. Hy behoort aan die Here. En dat ons ook daardie lig sal uitstraal. Ons wil nie graag die Gees bedroef deur oneerlik te wees nie. Ons wil nie graag die Gees bedroef, vriende, deur 'n slegte lig te stel en skade te doen aan die saak van die Here nie. So kom ons vertrou die Here dat hy ons ook hiermee sal help. Dan die derde punt wat ons ook vind is hierdie kosbare aspek van sagmoedigheid. Let op wat sê Galasiërs 5 vers 22, maar die vrug van die Gees is sagmoedigheid. Nou wanneer ons kyk na die Engelse vertaling, dan sien ons dat sagmoedigheid staan bekend as gentleness, meekness. Dit is eenvoudig gestel om nederig van gees te wees. Dit is, vriende, om nie
meer vir myself te dink nie. Dit is om nie met my neus in die lug te loop en te dink ek is beter as ander mense en neer te kyk op ander mense of ander mense af te knou of ander mense uit die weg uit te stoot nie. Nee, maar wat is hierdie nederigheid? Hierdie sagmoedigheid is hierdie nederige hart wat daardie gesindheid het van om die ekstra myl saam met iemand te stap. Om ook so dan daardie gesindheid te hê van luister. Ek dink nie ek is beter nie. Ek is hier om saam met iemand te stap. Ek's bereid om te dien. Ek is bereid om 'n diensknegt te wees. En dis presies wat ons vind by die Here Jesus. Ons vind dat Jesus kom leer vir ons vriende wat dit is om sagmoedig van hart te wees. Ons lees daarin Matteus 11 vers 29, neem my juk op julle en leer vir my, want as ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. Jesus kom wys vir my en vir jou die beste voorbeeld van wat om sagmoedig te wees. Jesus wat die seun van God is, Jesus wat die koning bo alle konings is, vriende, hy het daardie posisie in die hemel, het hy prys gegee om aarde toe te kom, en toe Jesus aarde toe gekom het, vind ons dat hy gekom het as hierdie nederige diensknegt. Hy het nie gekom om gedien te word nie, maar hy het gekom om mense te dien. Hy het kom wys wat dit is om nederig te wees. En ek hou vir u voor, vriende, hy het op die einde van die dag het hy homself oorgegee om aan die kruis te sterf vir my en vir jou. Weet jy wat sê Filippense 2 vers 6 tot 8? Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk geword. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. En dis hoekom daar in Johannes 13 lees ons waar die Here Jesus sy disippels se voete kom was het. En sy disippels was verstom gewees, hulle kon nie verstaan het hoekom Jesus hulle voete gewas het nie, maar Jesus kom leer vir hulle, maar luister, dit is hoe jy bereid moet wees om op te tree. Jy moet bereid wees om mekaar se diensknegte te wees. Want as ek, wat julle Heer en Meester is, dit in julle gedoen het, dan moet julle dit ook aan mekaar doen. Om nederig te wees. Om mekaar met liefde te ontvang. Om mekaar te groet. Om mekaar in te neem. Om nie mekaar af te breek of mekaar een kant toe te skuif nie, maar om te sê, luister, ons is hier in die gemeente vir dieselfde saak en dit is om vir die Here te arbei. Dit is om sy naam uit te dra. En daardeur sien ek jou as my broer en my suster, ons is gelyk. Ons is nie bo mekaar nie, ons is gelyk. En saam gaan ons vorentoe. Weet jy wat sê Jakobus 4 vers 6? Hy sê, maar hy gee groter genade, daarom sê hy God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. En vriende, ons moet dikwels so waak teen hoogmoedigheid. Want hoe dikwels kan hoogmoed ons hart vul? Hoe dikwels kan dit gebeur dat ons by daardie plek kom waar ons dink ons is beter? Maar vriende, die Here kom leer vir ons en hy sê vir ons dat hy weerstaan die hoogmoedige, maar aan die nederige gee hy genade. Mag ons nie wees soos daardie fariseer toe hy opgegaan het aan die tempel om te bid, het hy gesê, Here, ek dank U dat ek nie soos hierdie mense is nie. Ek gee my 10de, ek doen hierdie dinge. Maar wat lees ons van die tollenaar? Die tollenaar het selfs nie sy oë opgeslaan na die hemel nie. Hy het net gesê, o God, wees my sondaar genadig. En dis daardie gesindheid wat ons moet hê, vriende, om in alle tye sagmoedig te wees. Te sê, Here, help my, dat ek hier die vrug van sagmoedigheid sal uitlewe. En dat dit hier in die gemeente ook so sal wees, vriende, dat ons sagmoedig sal wees. En dan die laaste punt wat ons vind vir vanaand is hier die vrug van selfbeheersing. Vers 22 sê, maar die vrug van die Gees is selfbeheersing. Nou vriende, hierdie vrug is 'n baie belangrike een wat ek en jy moet verstaan vanaand, want jy sien, selfbeheersing verwys na daardie selfdissipline waar ek my weerhou
om die dinge wat nadelig is vir my te doen. Met ander woorde, ek weerhou my van die begeerlikhede van die wêreld. Ek weerhou my van die dinge van die vlees en ek onderwerp my geheel en al aan die Here. Maar dit strek ook verder dat wanneer ek in 'n situasie kom waar die vlees dan nou sy meer wil verhoor, dat ek sal sê, maar ek gaan nie my meer nou verhoor nie, maar ek gaan selfbeheersing toepas, ek gaan kalm raak, ek gaan die Gees betrou om my te help om die regte ding te doen. En selfs wanneer ek kom in versoeking, vriende, waar die duiwel my versoek, om daardie selfbeheersing toe te pas en te sê, ek gaan nie ingee in hierdie versoeking nie, maar ek gaan doen wat die Here van my vra. En dit is soos 'n atleet, vriende, 'n atleet wat deelneem aan 'n wedloop. Ons moet verstaan dat daardie atleet, om daardie wedloop ten volle te kan hardloop, is daar harde werk wat gedoen word agter die skerms. Daardie atleet het 'n verantwoordelikheid om reg te oefen, om reg te eet, om genoeg slaap in te kry. En daar gaan verseker sekere dinge oor sy pad kom, waar sy vriende gaan sê, maar luister, kom eet saam met ons uit, en hy gaan moet sê nee. Want hy weet as hy daardie kos gaan eet, dan gaan dit sy wedloop beïnvloed, dit gaan hom nadelig maak, en hy gaan nie kan presteer soos wat hy moet nie. En dieselfde met ons, vriende, ons moet daardie ingesteldheid hê om te sê, Here, ek is besig met hierdie geestelike wedloop, en Here, ek weet, daar is dinge wat my gaan wil weghou van U af, daar is dinge wat my aandag gaan aftrek, daar is die vlees, daar is die wêreld, daar is die duiwel, maar Here, help my, dat ek hierdie selfbeheersing kan toepas. Help my, Here, dat ek nie sal toegee aan die dinge wat verkeerd is nie. Help my, Here, dat ek nie sal teleurstel nie, maar Here, help my, dat my fokus op U sal wees, en dat ek 'n lewe sal leef, wat U verheerlik. Let op wat lees ons daar in 2 Timoteus 1 vers 7, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. En hier's waar die wonderlike deel inkom, my liewe broer en suster. Weereens vind ons dat met die Heilige Gees in ons binneste, stel die Gees van God ons in staat om oor die vlees te kan heers. Hy stel ons in staat om nee te kan sê vir die verkeerde dinge. Hy stel ons in staat om die dinge van God te kan uitleef. En kan nie verstaan vanaand, vriende, hoekom ek en u so afhanklik is van die Heilige Gees. Hoekom dit so nodig is dat ek en u elke dag moet oorgee en die Gees moet vertrou om ons te help, dat ons hierdie Christelike wedloop kan hardloop en kan voltooi. En wanneer ons wil kyk van 'n man, vriende, wat hierdie selfbeheersing toegepas het in sy lewe, dan is dit verseker die man Paulus. Jy sien, vriende, Paulus het ook met soveel dinge te doen gekry. Maar Paulus se fokus was reg. Paulus se fokus was op die Here gewees. En daardeur ook die Here vertrou om hom te help om hierdie pad van selfdissipline te stap. Verskoon tog, vriende. Daardeur skryf Paulus daarin 1 Korintiërs 9 vers 27, hy sê, maar ek kastei my liggaam en maak dit diensbaar, dat ek nie miskien terwyl ek vir ander gepreek het, self verwerplik sou wees nie. En daardeur moet ek en u leer, vriende, om elke dag selfbeheersing toe te pas. Selfbeheersing wanneer ek daar by die stopstraat staan en 'n kar ry voor my in, om nie kwaad te word nie, maar om eerder kalm te bly. Selfbeheersing wanneer iemand my uitskel, om nie die persoon terug uit te skel nie, maar om te sê, Here, sit te wag vir my mond, dat ek nie nou iets sal sê nie. Selfbeheersing wanneer daar 'n situasie kom waar ek versoek word, dat ek by God se woord sal bly. Selfbeheersing dat wanneer daar 'n versoeking kom in my gedagtewêreld, dat ek soos wat die woord vir ons leer, my gedagtes gevange sal neem in Christus, en vir die Here sal vra, Here, help my, dat ek nie nou hierdie dinge sal bedink nie, maar dat ek sal bedink soos wat ons leer in Filippense 4 vers 8, waar Paulus sê, bedink alles wat goed is, wat waar is, wat eerbaar is, wat loflik is. En vriende, kom ons besef net weer eens vanaand, dat ons ook 'n verantwoordelikheid het. Maar kom ons verbly ons ook daarin vanaand, dat ons hoop
in die Here Jesus is, dat hy ons help om hierdie pad te kan stap. En wanneer ons ook vanaand besef dat ons tekortskiet in hierdie eienskappe, dat ons net opnuut vir die Here sal vra, Here, kom help my, dat ek sal kan doen wat U van my vra. Ek sê uit vriende, ons het vanaand gekyk na hierdie laaste paar aspekte van die vrug van die Gees, naamlik goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. En die vraag is vanaand, hoe lyk U hart, hoe lyk U lewe voor die Here in hierdie aand? Vriende, is hierdie vrug in U lewe teenwoordig? Hoe lewe jy elke dag hierdie vrug uit? Kan die mense rondom jou hierdie vrug in jou lewe sien? En wil jy nie vanaand opnuut oorgee en sê, Here, help my. Here, ek is so afhanklik van U. Ek kan niks maar niks sonder U doen nie. Wil jy vir my krag gee? Wil jy my in staat stel? Here, kom help my as ek in die oggend opstaan, dat U my gedagtes sal help. Dat U my sal help met my gedagtes. Here, dat U my woorde sal lei. Here, in elke situasie waar ek kom, dat U vir my sal help om Christus te kan verheerlik. En ja, vriende, dit gaan kos dat ek in U naby die voete van die Here moet bly. Dat ek in U naby die woord moet bly en in die woord wandel. Maar dit is moontlik. En die Here stel ons daartoe in staat. Mag die Here U genade gee. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vanaand ook na hierdie boodskap kon gekyk het. En ag Here, dankie dat ons ook vanaand, Here, opnuut net weer herinner kan word aan hoe afhanklik ons is van die Heilige Gees. Maar dankie dat ons terselfdertyd vanaand kan besef, Here, dat daar vir ons hoop is. Dat ons nie soos hulle is wat hopeloos is en ellendig is nie. Maar Here, dat Christus Jesus vir ons daardie oorwinning gee. Net soos wat ons lees daar in Romeine 8 wat sê, maar God sy dank wat vir ons die oorwinning gee in Christus Jesus. Here, wil U vanaand vir ons kom help, dat ons hierdie waarhede sal bepeins, dat ons hierdie waarhede sal toepas, dat ons hierdie waarhede elke dag, Here, sal uitlewe. En daar waar ons kom in 'n situasie waar ons versoek word of waar ons aangeval word, ag Here, dat ons hierdie sal onthou en dat ons hierdie sal uitlewe. Ek dink so aan daardie woorde in Filippense 2 wat sê sodat julle ligte kan wees wat helder skyn en dat die ander deur julle lewe God sal verheerlik. Petrus skryf ook daar in 1 Petrus 2 wat hy sê dat ons 'n eerbare lewenswandel moet leef, sodat mense rondom ons U in ons kan sien en dat hulle niks sal hê om teen ons te praat of van ons te praat, behalwe om te sê, hierdie persoon is werklik 'n kind van die Here. Wil U vir ons help, Here, dat ons hierdie wedloop elke dag sal aanpak en dat ons elke dag daardie gesindheid sal hê om 'n lewe te leef wat U verheerlik. Dankie dat ons hierdie dinge kan vra in U naam alleen, bid ek dit. Amen.